Goeiemôre weer. Graag, of eerder is vir my voorreg om hierdie gebedsmoment te gebruik om vir julle 'n bietjie te vertel van iets waar Derek baie jaloers is. My onlangse uitstapie saam met die fakulteit na Namibië toe. So ons het as 6-jaars het ons die groot voorreg gehad om saam met 3 van ons dosente vir 'n hele week lank na Namibië toe te gaan en met die doel om eintlik maar te gaan kyk hoe hou die Boesmanskerk en hoe verstaan hulle God en hoe verstaan hulle kerk. En ja, dis maar net 'n paar goedjies wat ek daaroor vir julle wil sê. Die teks wat ons regdeur die week hanteer het was Romeine 5 vers 1 tot 11. En wat daarin staan, dit gaan eintlik daaroor daai hele ding wat sê verdrukking bring volharding bring, ek kan nie onthou wat sy ander ding nie, maar dit gaan oor om deur te trek onder moeilike omstandighede om nog steeds aan God vas te hou. En dit was die teks wat ons elke dag, elke oggend en elke aand hanteer het. En om in die Boesmans se omgewing te wees, waar hulle in ontsettende armoede bly, maar nog steeds so sterk in God glo en heeltemal aan hom vashou, gee nog 'n nuwe perspektief wanneer jy weer daai gedeelte gaan lees. So, hoe hulle kerk verstaan, hulle het nie kerk soos wat ons het op 'n Sondagoggend met 'n orgel en met 'n ongelooflike nuwe klankstelsel waarvan ons baie dankbaar is nie, maar al wat hulle kort is 'n boom en 'n dominee en 'n Bybel. En hulle stemme is hulle sang. So, dit was nou nogal 'n nuwe ervaring om te gesien het dat dit is wat jy nodig het om nog steeds volwaardig kerk te wees. Hulle net ietsie oor hulle kultuur. In hulle taal, in die San-taal, het hulle glad nie 'n woord vir besitting nie. Hulle weet nie wat dit beteken om iets te besit, iets wat net jou eie is nie. So, hulle deel alles wat hulle het. Wanneer ek nou in die veld gaan stap het en ek het bietjie besies gaan pluk of 'n wortel gaan uitkap, hulle kap sulke lang, dik wortels uit, wat hulle dan in sulke stukke opsny, en dan droog hulle dit in die son, en dan maak hulle 'n medisinale tee daarvan, en dan is dit hulle medisyne. So as ek nou baie daarvan het, dan huiwer ek glad nie om te deel nie, want hulle weet nie wat dit beteken om iets vir hulle self te hou nie. Hulle is verskriklik mededeelsaam. Iets wat ons ook nogal opgelet het, wat interessant was, is die speletjies wat die kinders speel, is glad nooit 'n kompetisie nie. Dit is nie soos baie van ons speletjies waar daar 'n wenner is, of jy word uitgevang, of jy moet wegtrek en niemand moet jou kry, of so iets nie. Die speletjie van begin tot einde gaan net daaroor dat almal deelneem, almal geniet dit en almal spandeer daai tyd saam en dit is waaroor dit vir hulle gaan. Glad nie 'n kompetisie nie. So dit was ook nou nogal iets in ons verskriklike kompeterende samelewing wat my oë nou nogal laat oopgaan het. Hulle noem hulle self ook nie volgelinge van Jesus nie. Hulle het nie 'n woord vir volgeling nie. Maar die Boesmans weet baie goed wat 'n spoorsnyer is. So hulle noem hulle self spoorsnyers vir Jesus. Dit is hulle volgeling, soos wat ons volgelinge van Jesus is hulle spoorsnyers vir Jesus. En dit beteken dan ons om te soek, om die hele tyd op te let, om aandag te gee aan dit wat aangaan. So hulle het die noukeurige, nabye lewe met Jesus, omdat hulle spoorsnyers vir Jesus is. Ja, ek wil myself nou, ek raak opgewonde, en wil ek nou myself vooruitloop. So ek sê net by my notas hou. Niemand van baie min van die Boesmans is geletterd. So hulle kan nie lees en skryf nie, want hulle het nooit die geleentheid gehad om te leer lees en skryf nie. So in elke gemeente wat ons besoek het, elke gemeenskap, is daar 'n dominee wat nou opgelei word om te kan lees en skryf, en ook wat Afrikaans verstaan. Hulle almal verstaan nie Afrikaans nie. So ons was by die een gemeente Tjumkwe, waar daar nou 'n opleidingsentrum is, om nou die mense van die Bybel te leer, en jy weet die stories van die Bybel te leer.
maar hulle kan nie lees of skryf nie. So die manier hoe hulle dit doen, is, hulle het sulke groot plakate, en dan teken hulle die prentjies. So die spesifieke gedeelte wat hulle nou hanteer het toe ons daar was toe die Israeliete deur die Jordaanrivier moes getrek het. So elke liewe gedagte, elke liewe versie wat daar verduidelik word, teken hulle met 'n prentjie. So dis klomp klein prentjies wat hulle dan teken, en so leer hulle die storie, en so onthou hulle die storie, sodat hulle weer terug kan gaan na hulle gemeenskappe toe, en vir hulle die storie vertel. En toe dink ek by myself, dit is nou nogal 'n groot uitdaging, 'n groot struikelblok, om die Bybelstories, om getrou aan die Bybel te bly, en nog steeds die Bybelstories te leer, maar hulle kry 'n manier om dit te doen. En toe dink ek net, dalk kan ons partykeer bietjie perspektief hê oor die uitdagings wat ons te staan kom elke dag, en dat dit nie altyd heeltemal so groot is soos wat ons dit maak nie. Dan iets wat ons ook nou nogal agtergekom het, is sonder enige teologiese opleiding, sonder enige opleiding in elk geval, het die Boesmans 'n ongelooflike diep verstaan van God, en lewe hulle so naby aan God, en so afhanklik van God. Ons is baie vinnig om te sê, ja, maar vertrou net op God, jy net geloof. Maar nou na hierdie week, waar hulle elke rede het om nie in God te glo nie, het ons besef wat dit regtig beteken. Ons was by een van die gemeentes, toe vra een van die studente vir die dominee Lefiet was sy naam, is nog gepas vir die dominee. Toe vra sy vir hom, wat is 'n wonderwerk wat hulle al hier in die gemeenskap gesien het? En ons almal sit toe nou met die verwagting dat dit dalk, jy weet, 'n wonderwerk gaan wees, 'n ongelooflike groot ding wat gebeur het, want dit blykbaar gebeur as sulke goed in Namibië. En toe sê hy, dit is vir hulle 'n wonderwerk, dat hulle 6 dae terug geëet het, en God maak hulle elke oggend nog steeds wakker. Dit is hulle wonderwerk. Dit is wat hulle elke liewe dag as 'n wonderwerk sien. En toe dog ek, wow, dit is nou nie regtig, dit is nie wat my antwoord sou gewees het nie. So, ek weet nie, ek het op aan die einde van hierdie hele tripie gesê, ek weet nie wat ek bereik het daar, of ek regtig iets vir iemand beteken het nie, maar dit wat die Boesmans vir ons beteken het, in ons teologiese opleiding, het regtig nogal, het vir ons vreeslik baie beteken, en het ons perspektief oor die lewe ook regtig verander. So, ek wil net 'n paar foto's vir julle wys, en dan gaan ek net so ietsie sê oor elke foto. So dit was nou die eerste gemeente waar ons was. Die gemeente se naam is Oerwoud, wat nog ironies is, want dit is glad nie Oerwoud nie. Ja, ons het daar saam met 'n kerk gehou. Dit was nou in Mangeti, waar ons daar vir die week in so 'n koshuis tipe plek gebly het, waar ons met die kinders gespeel. Dit is die kerkgebou in Mangeti, dit is 'n ongelooflik mooi kerkgebou met mooi loodglasvensters. Dis ook daar by dieselfde kerk. Dis ook daar by dieselfde kerk, die kindertjies. Dit is ook daar by dieselfde kerk. Dit is so 'n mooi kanselkleed wat uit leer gesny is. Dat was nogal indrukwekkend. Ja, dat was die sondagoggend ons die kerkklok gebly het. En jy moet die kerkklok hard laai, want dis hoe die mense weet kerk begin. En hulle kom van ver af, sê moet om laai dat hulle hoor, hulle kan kom. Dit was by 'n kleuterskooltjie op een van die kerkterreine. Dit is hier waar hulle gesê het, die wonderwerk is dat hulle elke oggend wakker gemaak word. Dis die kerkklok by daardie gemeente. Dis ook maar net 'n so kerkgebouetjie en dit was nog 'n hospitaalhuis as hierdie gemeente se naam. Dis regtig nog ver en in hierdie spesifieke kerk se wijk is die verste besoekpunt 750 km. En hulle kom dan die dominee van hierdie gemeente maak 'n punt daarvan om by
besoekpunt in die wijk uit te kom, al is dit 750 km ver. Dit is ook 'n kerkgebouwtjie so afdakkie waar ons vir die kinders 'n liedjie gesing het. Hier het ek die Sondagoggend ook die groot voorreg gehad om vir die gemeente net dankie te sê dat ons daar, want ons het in die gemeenskap gebly, in 'n huis by hulle. So toe het ek maar net vir hulle dankie gesê. Hierdie was by een kerk wat ons net onder 'n boom gehou het. Ons het almal net so 'n kerk gehou, ons klompie studente en al die boesmans op die stadium toe, ons nou klaar is, toe staan ons almal op, om in 'n sirkel te staan en hande vas te hou. En hierdie ouma kon nie vinnig genoeg opstaan nie. En toe gaan sit ek dan maar baie haar op die grond, so almal, dit was eintlik so 'n spesiale oomblik, ek het toe langs haar op die grond gesit, en almal staan toe in 'n sirkel om ons. En toe sing ons en toe bid ons, en dat was nog 'n spesiale oomblik. Ja, dat is 'n video, dat is ons asseblief. Dit was hulle voorsang die Sondagoggend, so hulle voorsang begin baie spontaan, 8:30 toe begin om te hoor ons moet nou kerk toe gaan, die voorsang is aangegaan. Net voor die volgende video speel. So, ons moes in gedagte hou dat die Boesman se konteks heeltemal verskil van ons in. Hulle weet byvoorbeeld nie wat is die see nie, hulle het nie 'n konsep van wat die see is nie, want hulle is deur bo in die noorde van Namibië. Hulle het geen geleentheid al gehad om die see te sien nie. So, toe het ons nou, ek dink die volgende liedjie, ja, toe ons nou maar net die woorde so verander, dat het in hulle konteks by hulle pas, so kan ons speel. Dis wat ons nou oefen. Voorsnij vir Jesus, voorsnij vir Jesus, voorsnij vir Jesus elke dag. Hê die Here in my hart en familie aan my kant. Voorsnij vir Jesus elke dag. Ja, dit was 'n baie spesiale ervaring wat ons ook sal koester. So ek wil graag nou net ook bid. Here, dankie vir die ongelooflike voorreg wat ek gehad het om op so 'n intieme manier die Boesmans in Namibië te kon gaan besoek en dat ek dit vandag met my spar kan deel. Here, dankie dat ons daar tasbaar kon sien hoe U vir die kinders sorg. Here, ons as teologiese fakulteit was nie net getuies vir die Boesmans nie, maar hulle was ook getuies vir ons van U voorsienigheid en van U genade en van U grootheid. Daar het ons gesien hoe mense wat elke dag rede het om nie te glo nie, ontwyfelbaar aan U vashou. Ons het gesien hoe mense wat vir dae lank nie kos het om te eet nie, dit as 'n ware wonderwerk beskou, wanneer hulle elke oggend wakker gemaak word. Here, ons word so maklik deur wêreldse dinge beïnvloed, dat die probleme van die wêreld vir ons groter en belangriker raak as die glorie van die koninkryk. Die koninkryk wat reeds hier op aarde is. Dit wat ons elke dag ontvang, beskou ons nie altyd as genade nie, nog minder 'n wonderwerk. Daarom is dit ons gebed, Here, dat U ons denke elke dag sal vernuwe en dat U ons oë oop sal maak vir daaglikse wonderwerke. Maar Here, in die besonder wil ons bid vir die Boesmans. Ons bid dat hulle nooit sal vergeet hoe U elke dag vir hulle voorsien nie. Ons bid dat hulle nooit sal ophou om U met soveel entoesiasme te dien nie. En ons bid ook vir die kerk in Namibië, vir elke dominee en ouderling en diaken
wat hulle hele lewe aan U toewy om die evangelie ver en wyd te verkondig. Here, mag ons nooit vergeet dat die liggaam van Christus uit klomp verskillende lede bestaan nie, en dat ons nie sonder mekaar kan funksioneer nie. Ons word deur mekaar gedefinieer, en daarom is ons ook afhanklik van mekaar. Help ons om nooit op te hou om by mekaar te leer nie. Here, maak ook ons hande sterk om in ons eie konteks en in ons eie gemeenskappe werklik 'n verskil te gaan maak en getuies van goeie nuus te wees. Ons bid al hierdie dinge in U heilige naam aanbid, want U is die enige ware God en ons loof en prys U daarvoor. Amen. Liewe gemeente wat aan God behoort, weet dat julle elkeen bewaar word in die naam van die Vader en die Seun. Genade en vrede vir elkeen. Amen. Kom ons staan en dan sing ons die loflied. Amen.
Dankie vir nog 'n wonderlike dag, waarop ons weer as deel van die liggaam van Christus aan mekaar kan wees in U teenwoordigheid. Dankie Here dat ons vandag weer deur hierdie offergawe daaraan herinner kan word, dat dit net deur U genade is, dat ons iets het om te gee. Here, ons is onvolmaakte mense met baie swakhede en sonde. En ons kan uit onsself uit niks doen wat goed is in U oë nie. Maar ons is skoon gewas deur Jesus se bloed, en dit is ook hoe U ons sien. Witter as sneeu. En daarom is dit net uit dankbaarheid dat ons hele lewe aan U wil toewy. Nie net deur ons offergawe nie, maar deur dit wat ons elke dag doen. Ons is dankbaar om te kan sê, die Here sorg vir my. Die Here sorg vir ons. Die Here sorg vir my as pa. En Here, ons meet dit nie aan aardse standaarde nie. Ons meet dit aan die feit dat ons dit elke dag met ons oë kan sien. U sorg vir ons almal en ons kan self ook daarvan getuig. Here, ons lees in U woord dat ons omstandighede nie U betrokkenheid en aktiwiteit in ons lewens kan keer nie. Daar is niks op die hele aarde of die hele heelal wat ons van die liefde, genade en versorging van God kan weerhou nie. En ons antwoord daarop slegs met dankbare harte en 'n lewe vir die enigste ware God. Dankie Here dat ons nooit aan U genade hoef te twyfel nie. Dankie ook dat U ons elkeen gebruik om mekaar opnuut daaraan te herinner. Ons bid al hierdie dinge in U naam alleen. Amen. Goedendag, gee ek ook graag geleentheid vir julle elkeen om mekaar te groet en net 'n bietjie te hoor hoe dit met mekaar geklink. Ek is seker julle het die afwesigheid van 'n baie belangrike persoon al opgemerk. Rikus is nou nie vanoggend hier nie. Hy het ook 'n baie lekker dag. Hy doop sy boetie se babatjie in NG Lardus Park vanoggend, so dit is waar hy ook dan nou vanoggend is. Dan is dit hierdie week Pinkster, so elke oggend maandag tot donderdag is daar 'n diens by Wilgers Aftree oor 10:00 die oggend en dan in die aand 6:30 hier by die kerk. So ons hoop om julle almal daar te sien. Dan dink ons ook nou maar net aan almal wat nog op die voorbereidingslys is en ons dink ook veral aan Johan Viljoen, wie se pa gisterand oorlede is. Ons dink ook aan julle. Dan voordat ons by die verjaarsdag kom, wil ons ook net vir Derek Dakkert Klaasens terugverwelkom hier op die aarde. Nee, ek wil reg net namens die hele gemeente vir jou baie dankie sê. Dit is nou grappies en ons grap altyd so oor jy wat op die dak sit en dat het nou eintlik baie suksesvol was, maar ek dink dit was ook vir ons almal net weer 'n bewys van hoe passievol jy oor jou bediening is en jou liefde vir die Here en vir die kerk. Dit is 'n groot inspirasie, so baie dankie daarvoor. En dan ook is ek seker almal kon raak sien hoe die hele gemeente en die hele gemeenskap Derek ondersteun het en ek dink ja, om ook maar net vir julle almal dankie te sê daarvoor. Dit is regtig wat dit beteken om 'n geloofsgemeenskap te wees, om iemand in sy koue, hoë tye op 'n dak ook te ondersteun.
So, ja, ek dink dit was 'n baie suksesvolle idee. Ja, dit was en dan by die verjaarsdag, Tannie Rosie Deacon verjaar die 2 Junie, waar is sy? Hallo Tannie, en Tannie Helene Bester verjaar die 4de Junie. Ek dink nie sy is nie. Tannie lyk ook soos 'n roos vanoggend. Kom ons staan en dan sing ons vir Tannie Rosie die sien.
maar hy gaan vertel hoe die Vader en hoe die Jesus een is, dat hulle nie geskei kan word nie. En ek wil dit dan vir julle met hierdie kersie verduidelik. So sien julle die wit van die kersie, noem mense ons die kerswas, nee? En wat noem mense nou swart dingetjie daar binne? Ja, jy gaan hom aansteek, dan gaan hy brand. Maar dit is mos die pit van die kersie, nee? Maar die wit was beteken niks op sy eie. Mens kan niks met die wit was doen nie, nee? Nee, jy kan niks daarmee doen nie. En die swart pit van die kersie beteken ook eintlik niks op sy eie nie. Mens kan eintlik daar, as mens hom uithaal, wat gaan jy daarmee doen? Jy kan eintlik niks met hom doen nie. Maar saam, die wit was en die pit van die kersie werk baie mooi saam as 'n mens hulle aansteek. Dit is al wanneer jy 'n vlammetjie kan kry. Net wanneer die wit was en die swart pit van die kersie bymekaar is. En dit is ook wat ons nou mooi gaan moet verstaan wanneer Dominee Derek vertel van die Vader en die Seun en hoe hulle twee persone is, maar hulle is een persoon, eintlik. Dit is eintlik 'n moeilike ding om so te verstaan. Maar as hulle net onthou dat die Vader is die wit was van die kersie en die Seun, Jesus, is die pit van die kers. En saam kan hulle 'n vlammetjie maak, maar nie alleen nie. Gaan julle dit onthou? Okay. Kom ons sit so en dan gaan ek vir ons oogies maak. Liewe Here, dankie dat ons vandag kan hoor dat die Vader die Seun aarde toe gestuur het, omdat hy vir ons so lief is. Here, dankie dat ons kan weet dat die Vader en die Seun een is en dat ons ook deel is van die Vader en van die Seun, omdat Jesus in ons harte bly. Here, dankie dat ons vir mekaar lief kan wees, omdat U eerste vir ons lief was. Amen. Okay, nou kan julle elkeen 'n sjokolade kry, omdat julle so soet was. Goeiemôre gemeente ook van my kant af. Baie welkom ook in hierdie erediens. Kom ons begin met ons saam. Here, baie dankie dat ons vanoggend die drie-enige heilige God kan aanbid. Die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Een God wat ook vir ons as die kerk, een kerk lief het. En dankie dat ons vanoggend ook daarvan kan lees in die woord. En wanneer ons dit lees en wanneer ons die woord hoor, mag dit ook vandag by ons inslag vind. En mag ons ook vanoggend hier uitgaan as deel van die kerk, deel van die koninkryk. En weet, Here, ons behoort aan mekaar, omdat ons aan U behoort. Kom open die woord vir ons, en leer ons ook in hierdie dag. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons lees vanoggend in Johannes 17 van vers 20 af. Dit is deel van Jesus se gebed, die sogenaamde hoogpriesterlike gebed, wat van hoofstuk af van vers 1 tot vers 26 dan strek in Handelinge 17. So ons lees die laaste deel waar Jesus bid, dan sê hy, ek bid egter nie net vir hulle nie, dis die disippels, maar ook vir die wat deur hulle woorde tot geloof in my sal kom.
Ek bid dat hulle almal een mag wees, net soos U, Vader, in my is en ek in U. Dat hulle ook in ons mag wees, sodat die wêreld kan glo dat U my gestuur het. Die heerlikheid wat U my gegee het ek ook aan hulle gegee, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Ek in hulle en U in my, sodat hulle volkome een kan wees, en sodat die wêreld kan weet dat U my gestuur het, en hulle lief het, net soos U my lief het. Vader, ek wil graag hê dat waar ek is, hulle wat U my gegee het, ook by my moet wees, sodat hulle my heerlikheid kan sien, die heerlikheid wat U my gegee het, omdat U my al voor die skepping van die wêreld lief gehad het. Regverdige Vader, die wêreld ken U nie, maar ek ken U, en hulle hier weet dat U my gestuur het. Ek het U naam aan hulle bekend gemaak, en ek sal dit verder bekend maak, sodat die liefde wat U aan my bewys het, in hulle kan wees, en ek ook in hulle. Ons lees dan tot sover. Daar word vertel dat die Mahatma Gandhi, die Indiese prokureur wat vir lank ook hier in Suid-Afrika gewoon het, besonder geboei was deur die Christendom en dit wat hy van Jesus gehoor het. En toe het iemand eendag vir hom gevra, maar hoekom het hy nooit 'n Christen geword en by die kerk aangesluit nie? En toe was sy antwoord, watter kerk? Daar word ook vertel dat Gandhi sou gesê het, as dit nie vir die optrede van Christene was nie, dan sou hy waarskynlik 'n Christen geword het. En ongelukkig is dit vandag nog so, baie mense se sien oor Christendom en oor kerk wees. Baie mense kry seer in die kerk van die Here, en dan verlaat hulle die kerk, of hulle raak heeltemal afvallig van God, of hulle dien God buite die kerk. Nou sê Jesus vir sy disippels in Lukas 17 vers 1, dat dit onvermydelik is dat daar dinge kom wat mense laat struikel. Maar dan gaan Jesus verder, dan sê hy, maar ellende wag vir die mense wat die oorsaak daarvan is. Ellende wag vir die mense wat die oorsaak daarvan is, dat ander in hulle geloof struikel. Dan sê Jesus, so mens kan eerder met 'n meulsteen om die nek in die see gegooi word, as dat hy vir iemand 'n struikelblok word. En daarom is dit so hartseer, dat dit soms juis gelowiges binne die kerk is, wat mense van die Here Jesus af wegdryf. En dit is dan presies waarteen Jesus in hierdie gebed bid, dat daar enige verskeurdheid of onderlinge verdeeldheid in sy kerk sal wees. En nou weet ons wat die werklikheid vandag in die kerk van die Here is. Iets waaroor die Here sekerlik daagliks weet. Ek het al so dikwels gehoor in die tyd wat ek 'n predikant is, hoe mense my vertel van vroeër jare se bekleierery op kerkraadsvergaderings. En hoe mense mekaar sleg gesê het en omtrent te lyf gegaan het en beledig het en rusie gemaak het op kerkraadsvergaderings in die naam van die Here. Ons het al soveel gehoor van onderlinge verdeeldheid in gemeentes en wat daar partyskappe binne gemeentes is. Soveel kere al gehoor van dominees wat nie goed kan saamwerk en in eenheid kan saamwerk in 'n gemeente nie. En daarom het ek nog altyd gesê, in my lewe wil ek nooit deel wees van 'n gemeente waar daar 'n medeleierskap is nie. En nooit het ek gedink dat die Here my so aan die einde van my bediening sal seën met 'n goeie medeleierskap nie. Maar 'n mens hoor altyd al hierdie
skrikwekkende verhale van verdeeldheid en oneenigheid tussen dominees, tussen lidmate, dat 'n mens eintlik skrik daarvoor. Paulus het ook al daarmee gesukkel in die gemeente in Korinthe, en daarom skryf hy in 1 Korintiërs 3 vir hulle, as een van julle sê ek is vir Paulus, en 'n ander sê ek is vir Apollos, is julle nie dan nog wêrelds nie? Kom ons dink maar aan die hartseer verhale binne die NG Kerk, al die verdeeldheid wat daar al oor die jare gekom het, afstigtings, skeuring binne die kerk, vyandskap, om nie eens te praat van die kerk in die breë verband nie. So klompie jare gelede was daar 'n poging om die hervormde kerk en die NG Kerk een kerk te maak. En hulle was so vir 'n kortstondige oomblik een kerk, die Nederduits hervormde of gereformeerde kerk. En mense sal nou 'n ouer kerkgebou nog op die preekstoel baie keer 'n stoel sien, dan is daar so uitgekerf NH of G kerk. Maar hierdie samesmelting was van korte duur, want toe beklei hulle oor die naam, want party wou nie gehad het dit moet die Nederduits hervormde of gereformeerde kerk wees nie, ander wou gehad het dit moes die Nederduits gereformeerde of hervormde kerk gewees. En dis letterlik die waarheid. En daarom het die NG Kerk en die hervormde kerk weer twee paaie begin stap, omdat hulle oor die naam beklei het, watter een moet nou eers genoem word. En dan praat ons nie eers oor eenheid tussen kerke, oor kleurgrense heen in Suid-Afrika. So ons sal mekaar lank kan besig hou oor verdeeldheid en selfs vyandskap binne die kerk van die Here. En die tragiese van al hierdie verhale is dat Jesus juis vir die eenheid van die kerk gesterf het. Volgens Johannes was hierdie Jesus se heel laaste gebed saam met sy disippels. En hy bid hier dan vir die kerk. Net hierna volg Johannes 18, wat dan vertel van Jesus se arrestasie. So vir oulaas bid Jesus, en wat is sy laaste gebed? Volgens Johannes, hy bid vir die kerk, vir die eenheid van die kerk. En let op, hy gee nie 'n gebod vir die kerk nie, vir die eenheid van die kerk, nie, hy gee 'n gebed vir die eenheid van die kerk. Sy heel laaste gebed. En die beste wat ons kan doen, is om saam met Jesus daarvoor te bid. En onsself daaraan toe te wy. Die teoloog Berghouwer het gesê dat ons gebed vir die eenheid van die kerk van die Here nie maar net kan wees dat ons harte voor die Here sal uitstort nie. Dit moet baie meer as dit wees wanneer ons om die eenheid van die kerk bid. Dit moet daaroor gaan dat ons dit smeekend van God vra en dat ons dit in ons lewens inroep totdat daar iets gebeur en totdat daar iets sigbaar word. En hy sê wanneer ons so bid vir die eenheid van die kerk, dan moet ons opstaan en na die venster toe gaan en gaan kyk, wat gaan God nou doen? En dan moet ons daarby inval. In hierdie gebed in Johannes 17 bid Jesus eerstens vir homself, die eerste 5 verse, en dan bid hy vir sy disippels van vers 6 tot vers 19, en dan laaste vir die kerk van alle tye, en spesifiek dan vir die eenheid binne die kerk. 3 keer in hierdie paar verse bid Jesus daarvoor. Maar nou kwalifiseer Jesus ook hierdie eenheid. Dit moet 'n spesifieke soort eenheid wees. En dit is waar hy ons Marie ook in die kindermoment verwys het. Dit moet die eenheid wees soos wat die Vader en die Seun
een is. Die eenheid tussen die Vader en die Seun is dan die voorbeeld van hoe die eenheid binne die kerk moet lyk, maar dit is ook die grondslag waarop die eenheid van die kerk gebou word. Die bron van waaruit hierdie eenheid gevestig word. Die eenheid kom dus nie net van God af nie, maar dit bestaan ook in God. Die eenheid van die kerk is ook belangrik, sê Jesus, sodat die wêreld kan glo dat die Vader Jesus na die wêreld gestuur het. En dan onthou ons weer Jesus se woorde aan die mense in Lukas 17 vers 1, as hy sê, wie die een wat die oorsaak is dat iemand van my afvallig word of struikel. Die eenheid van God se kerk is 'n gegewe feit. Niks kan dit ooit verander nie. Die kerk van Jesus is een, of ons daarvan hou of nie. Daar kan natuurlik geen sprake van eenheid onderling wees tussen gelowiges. As daar nie eenheid tussen gelowiges en God is nie. En daarom bid Jesus in vers 22 tot die Vader en sê, die heerlikheid wat U my gegee het ek ook aan hulle gegee, aan die kerk, sodat hulle een kan wees soos ons een is, ek in hulle en U in my, sodat hulle volkome een kan wees. Ek in hulle en U in my. Eers wanneer daar eenheid tussen die kerk van die Here en God self is, kan daar eenheid onderling in die kerk wees. Die eenheid van die kerk is vir Jesus van kardinale belang, omdat God se naam en sy beeld as die heilige God op die spel is. En so ook is die redding van die wêreld op die spel. As ons dus nie erns maak met die eenheid van die kerk nie, dan tree ons liefdeloos teenoor ander mense op. Maar ons verag ook God se heiligheid, wanneer ons nie meewerk aan die eenheid van die kerk. En ons staan in die pad van 'n verlore gaande wêreld se redding. Jesus het sy lewe daarvoor gegee. Jesus offer homself vir die kerk van die Here met hierdie gebed op sy lippe. Eenheid beteken natuurlik nie eendersheid nie. Daar is 'n groot verskil tussen eenheid en eendersheid. Dit is nie vir ons nodig om oor alles presies dieselfde te dink en te praat nie. Natuurlik moet dit altyd aan die waarheid van God se woord gemeet word. Maar gelowiges mag onderling van mekaar verskil. Maar die wyse waarop ons dit doen, is belangrik. Wanneer ons liefdeloos van iemand verskil, dan verbreek ons daardie eenheid van God se liggaam. Maar wanneer ons ruimte maak vir ander se sieninge, en dit wat vir ander belangrik is, en dit wat ander se behoeftes is, en ek sê weer, vir sover dit aan die woord van God getrou is, dan bou ons aan die eenheid van God se liggaam, al verskil ons van mekaar. Soms, net soms, dan hoor ek bitsige en verneinige opmerkings wat hier gemaak word. En dan dink ek dat dit glad nie die eenheid van die kerk bevorder nie. En ja, natuurlik is ek self ook daaraan skuldig. Hoe verskil ons van mekaar? Moet dit wat vir my belangrik is en hoe ek dinge gedoen wil hê en hoe ek wil hê die kerk moet funksioneer, moet dit altyd die belangrikste wees? Of maak ek in liefde ruimte
vir ander se behoeftes, want dan bou ons aan die eenheid van God se kerk. So kom ons dink bietjie voor ons praat. Kom ons dink voor ons optree. Kom ons vra onsself die vraag af, dit wat ek nou wil sê, of dit wat ek wil doen, die manier waarop ek dit sê, die manier waarop ek dit doen, bevorder dit die eenheid van God se kerk, of breek dit daardie eenheid af? Ek dink u almal weet dat ons leesrooster tekste gebruik wat jare vooruit bepaal word, en daarom was dit nie toevallig dat ek nou juist vandag oor die eenheid van die kerk moes preek nie. En hoe meer ek hierdie preek voorberei het terwyl ek hier op die dak gesit het, hoe meer het ek besef hoe wonderlik God ook werk. Want hoe meer kon ek ervaar wat die eenheid in my Spark gemeente is. As ek net dink hoe almal my ondersteun het, hoe mense net hier inkom en toet en maak die hek oop en sê hulle, ek kom net gou vir jou hallo sê, ek kom net gou hoor, gaan dit nog goed met jou. Hier is vir jou pakkie biltong, hier is vir jou narkies, hier is vir jou lekkers, hier is vir jou koekies, hier is vir jou koeldrank, hier is vir jou water. Ek gaan 'n maand lank nog aan alles kan eet wat almal vir my gebring het. En dit het vir my so iets gewys van die eenheid van hierdie gemeente. Al die boodskappe wat ek gekry het, dit was wonderlik geweest. Ek dink sommer aan verlede week se bazaar vergadering, die mense wat daar was. Die geweldige opgewondenheid en positiewe gees wat daar was. Ek dink aan die herfsmark vroeër in Mei maand. Die positiwiteit wat daar onder die mense was. Die mooi samewerking. En as ek aan dit alles dink, dan sien ek een kerk wat in liefde met mekaar saamleef. En daarvoor sê ek vir die Here so dankie. So dankie dat ek en Karin deel van hierdie wonderlike geloofsgemeenskap kan wees. Waar ons saam as 'n eenheid kan kerk wees en getuies van God se liefde mag wees. Ja, natuurlik stem ons nie altyd met almal saam oor alles nie. Maar wanneer ons in liefde van mekaar kan verskil, dan bou ons nog steeds aan God se koninkryk. Ek het nou die dag by die hemelvaartdiens verwys, ek dink dit was by die hemelvaartdiens, van Lise wat vir my gesê het, sy het so 'n paar gemeentes besoek en ek neem aan dis julle ouers wat saam met julle hier is vanoggend van Warmbad af, is ek reg? Bella. So baie welkom ook aan julle vanoggend hier en ek hoop julle beleef iets van die warmte en die eenheid van my Spark. Maar julle dogter het gesê, toe sy hier instap by hierdie gemeente, toe ruik sy huis. Nou, ek glo julle huis ruik lekker, want sy het nou hier gebly. En mag almal van ons, en dit het ek nou die aand ook gesê, mag almal van ons ook hier huis raak. En mag ons so saam bou aan God se huis, God se koninkryk, sodat hy altyd daardeur geëer sal word. En ja, hierdie hele projek waar ek op die kerksaal se dak gesit het, was vir myself ook 'n geloofsreis, waar ek iets ervaar het van God se liefde, wat hy ook deur mense na my kant toe stuur.
Maar ek moes ook iets leer van wat ek baie keer vir mense sê, en dat ek dit self ook moet glo. Ek vertel baie keer vir mense, in Efesiërs 3 vers 20 onder andere staan daar, dat God is by mag om oneindig meer te doen as wat ons ooit kan bid of dink. En ek het op 'n stadium vir Beryl gesê, ek dink as ek so R30,000, as ons dit kan insamel, dan sal ek tevrede wees. En dan besef ek, wat 'n verskriklike klein geloof het ek. Want ek het by God gehoor R60,000 en ek moet hom daarvoor vertrek. En Beryl het vir my gesê, ons gaan ten minste 80,000 maak. Sy sê, Beryl, jou geloof is baie groter as myne. Maar geloof is nog steeds klein gewees. Want die bedrag het net nou gestaan op R84,610. En dit sou nie moontlik wees sonder julle. Ek nooi om saam met my ook ons geloof in die Here te bely. En ons sê volgende, ons glo in God, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, Skepper van alle nasies en alle kerke. Skepper van alle tale en rasse. Ons glo in Jesus Christus, sy seun, ons Here, God wat mens geword het, as 'n mens vir die mensdom, en God wat mens geword het, in 'n tyd vir alle tye. God wat mens geword het, in een kultuur, vir alle kulture. God wat mens geword het, in liefde en genade, vir die hele skepping. Ons glo in die Heilige Gees, deur wie God in Jesus Christus sy teenwoordigheid bekend gemaak het, in mense en in ons kulture, deur wie God, die skepper van alles wat bestaan, aan ons die krag gee om nuwe skepsels te word, wie se oneindige gawes ons een liggaam maak, die liggaam van Christus. Ons glo in die kerk wat universeel is, omdat dit die teken van God se heerskappy is. Wie se getrouheid in al sy skakerings getoon word deur al die kleure saam met een land wat saam aan een landskap teken en alle tonge dieselfde lof besing. Ons glo aan die een finale heerskappy van God. Die dag van die groot fees, wanneer al die kleure van die skepping 'n harmonieuse reënboog sal vorm, wanneer alle mense sal deelneem aan 'n vreugdevolle feesmaal, omdat alle tonge in die heelal dieselfde lied sal sing. En omdat ons glo, verbind ons om te bid en saam te glo vir hulle wat nie glo nie, om lief te hê vir hulle wat nie lief het nie, en om te droom vir hulle wat nie droom nie, tot die dag wanneer hoop 'n werklikheid word. Amen.
Here, baie dankie dat ons deel kan wees van 'n geloofsfamilie wat saamgebind word deur ons liefde vir U. En ons kan net lief hê omdat U ons eerste lief gehad het. Ons kan U net lief hê omdat U ons eerste lief gehad het. Ons kan net mekaar lief hê omdat U ons eerste lief gehad het. Here, kom leer ons om te bou en te bou en te bou aan die eenheid van U kerk. Nie net in Meyerspark gemeente nie, maar ook in die kerk in die breë. Dankie vir U oneindige genade wat U ook vir hierdie gemeente gee, wat deel van die kerk is. Dankie vir liefde wat ons hier vir mekaar kan uitdeel. Dankie vir eenheid. En mag ons altyd daaraan meedoen. Here, mag nie een van ons ooit 'n struikelblok wees vir iemand anders in Meyerspark gemeente nie. Weerhou ons daarvan om bitsige opmerkings te maak. Weerhou ons daarvan om liefdeloos teenoor ander op te tree. En kom leer ons deur U Gees om die liefde wat ons hier ontvang altyd ook aan ander uit te deel. Here, as geloofsgemeenskap bid ons ook volgend vir Johan en Antjie en hulle familie. Ons bid vir Johan se ma. Ons bid, Here, dat U vir hulle ook in hierdie hartseer tyd die troos sal bring wat hulle nodig het. En dankie dat hulle weet, Here, U het hulle lief en U hou hulle vas. Seën dan ook vir hulle. Here, aan U bring ons al die lof, al die eer en al die dankbaarheid, omdat U 'n onuitspreeklik wonderbaarlike God is. In die naam van Jesus ons Here. Amen. Apostel sin profeta
weer eens 'n bewys ook van ons eenheid as geloofsfamilie en as kerk. Sal dit gesê sal tot 12 uur hier wees as daar iemand is wat water nodig het uit die boorgat uit, dan kan hy kom houers volmaak. En dan wil ek maar net weer sê rondom die Pinksterdienste die week by Wilgers Aftrek, as daar iemand is wat van hier af wil saamry soontoe, dan kan jy net so half 10 se kant hier wees dat ons dan vir jy kan oplaai daar na Wilgers. Ontvang dan die seën van die Here. Mag die wonderlike genade van God ons Vader en die liefde van ons Here Jesus Christus en die krag van die Heilige Gees met julle as geloofsfamilie wees, elke dag, elke oomblik.